Ons gaan saam lees Joël die 2de hoofstuk en daar vanaf die 12de vers. Joël hoofstuk 2 vanaf vers 12 en ons sal seker lees tot daar by vers 29. Ek wil volgende met ons praat oor die onderwerp, dis nog nie te laat nie. Ek het een keer in my lewe beleef hoe dit voel om te ry en 'n swerm sprinkane sak toe op jou. Ek weet nie of jy dit al ooit beleef het nie, maar dis nogal 'n ervaring. Jy weet, dit word bewolk. Dit word letterlik donkerig. En hierdie massas, miljoene en miljoene en miljoene sprinkane is oral. Jy sien net sprinkane, waar jy kyk sien jy net sprinkane. En ek dink, ek was op pad gewees, daar in Pofadder omgewing in die Noord-Kaap. Vir my was dit baie interessant, want ek sit in die veiligheid van my motor, behalwe dat die vooruit vuil gesmeer is met dooie sprinkane. Maar vir 'n boer is dit angswekkend, skrikwekkend. Want soos hierdie sprinkane kom, vreet hulle alles op. Hulle verorber alles wat in hulle pad is. Enigiets wat groen is en seker enigiets anders, ook ek weet nie, maar dit verdwyn net. Nou kan jy dink, as jy 'n boer is, jou lewensonderhoud, jou toekoms hang af van jou volgende oes, en hier kom hierdie donker wolk, en soos wat hulle verby beweeg, gaan jou hele toekoms daarmee heen. Al jou inkomste, jou hele oes is daarmee heen. Dis wat met Israel gebeur het, die volk van Juda, in die tyd waarin Joël geleef het. En nou kom Joël en hy kom praat met hulle. Nou die Hebreëse taal het 9 verskillende woorde vir sprinkane, soorte sprinkane, van hulle gaan ons nou hierso sien in ons skriflesing ook. Vir hulle is sprinkane 'n werklikheid. Vir hulle is 'n sprinkaanplaag 'n werklikheid, maar wat hier gebeur het, was iets buitengewoon. Dit was so 'n ontsettende plaag, dat dit 'n nasionale ramp vir hulle is. Joël kom, en hy kom praat daarvan as die dag van die Here. Dis nie maar net 'n natuurramp nie, dis God wat ingegryp het en 'n ding laat gebeur het, om sy volk se aandag te kry. Maar nou kom hy in vers 12 van hoofstuk 2, maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag, en skeur julle hart, en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Wie weet of het hom nie weer sal berou nie, sodat hy 'n seun sal agterlaat. 'n Spysoffer en 'n drankoffer aan die Here julle God. Blaas die basuin op Sion, heilige vasdag, roep 'n vergadering saam, versamel die volk, heilig die gemeente, vergader die oudstes, versamel die kinders en die suigelinge, laat die bruidegom uit sy kamer uitgaan en die bruid uit haar slaap vertrek, laat die priesters, die dienaar van die Here, tussen die voorportaal en die altaar ween en sê, o Here, spaar u volk, en gee u erfdeel nie oor aan smaadheid, dat die nasies met hulle spot nie. Waarom sou hulle onder die volke sê, waar is hulle God? Toe die Here geywer vir sy land en sy volk verskoon, en die Here het geantwoord en aan sy volk gesê, kyk, ek stuur vir julle koring en mos en olie, sodat julle daarvan versadig word, en ek maak julle nie meer tot 'n voorwerp van smaad onder die nasies nie. Ja, ek sal die sprinkaan swerm uit die noorde afkomstig van julle af wegjaag, en het wegdrywe na 'n dor en woeste land. Sy voorhore na die oostelike see en sy agterhoede na die westelike see toe. En sy stank sal opstyg en 'n slegte reuk uit hom opgaan, want hy het al te groot dinge gedoen. Wees nie bevrees nie, o aarde, juig en wees bly, want die Here doen groot dinge. Wees nie bevrees nie, diere van die volk, want die weivelde van die woestyn spruit uit, van die bome dra hulle vrugte, die vyeboom en die wingerdstok lewer hulle drag. En julle kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God, want hy gee julle die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdal die reën, die vroeë reëns en die late reëns soos voorheen. Dan sal die dorsvloere vol koring wees en sy parskype van mos en olie oorloop. En, hoor wat sê die Here, ek sal julle vergoed.
Die jare wat die treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het. My groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees in die naam van die Here julle God prys, wat wonderbaar met julle gehandel het. En my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie, en julle sal weet dat ek in die midde van Israel is, en dat ek die Here julle God is en niemand anders nie. My volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien, en op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Ek sê dus nog nie te laat nie. God kom en hy laat hierdie natuurramp toe. En baie keer in ons eie lewens, wanneer alles te mekaar raak, wanneer mense jou hande in die lug wil gooi en ek sê, ek verstaan nie wat aan die gang is nie, hoekom is my lewe so te mekaar? Dit voel vir my amper dieselfde dan asof 'n sprinkaanplaag my getref het, maar ek sien net nie kans vir hierdie lewe nie, alles loop verkeerd, alles is net deur mekaar. Die vraag wat ons onsself moet afvra, is die vraag wat hulle self moes afvra na hierdie sprinkaanplaag, en dis, is God besig om my aandag te probeer kry? Jy sien wanneer dit goed gaan, baie keer, is God ergens in die agtergrond. Dis eers wanneer dinge lelik skeef loop, wat ek erns maak met God baie keer in my lewe. Ons is baie geneig om te sê dis omstandighede. Dit is nou maar net moeilike tye, die ekonomie is moeilik en die politiek is die mekaar. Dis maar net die noodlot, dinge gebeur maar net, life happens. Baie keer is ons so geneig om ander mense te blameer vir dit wat in ons lewe gebeur. Dis altyd iemand anders se skuld. Daar's altyd 'n rede voor, is nie ek nie, daar's altyd iets anders, iemand anders. Of is die duiwel se skuld? Ons is baie keer so geneig om dinge te vergeestelik. En die duiwel te blameer vir die dinge wat in my lewe gebeur. En hier lees ons wat die Here kom en hy sê, ek stuur die sprinkaanplaag. Ek stuur die onheil. Die een ding wat ons baie duidelik moet snap, die sprinkaanplaag is nie God se plan vir sy volk nie. Die teëspoed waarin jy is, die verwarring waarin jy leef, die moedeloosheid en die wanhoop is nie deel van God se plan vir jou lewe nie. God laat wel dinge toe, sodat hy ons aandag kan kry, en sodat ons in lyn met sy wil vir ons lewe kan kom. Sy wil vir ons is baie duidelik, hy wil ons seën, selfs hier in vers 14, sê, wie weet of hy nie weer sal berou hê nie, sodat hy 'n seën sal agterlaat. Nou onmiddellik sou die lesers, die hoorders van Joël se profesie gedink het, die sprinkane kom, hulle laat agter net iets wat kaal en verwoes is. Maar wanneer God ingryp in 'n situasie, dan laat hy 'n seën agter. Kyk, ek stuur vir julle koring en mos en olie, sodat julle daarvan versadig word, en ek maak julle nie meer tot 'n voorwerp van smaad onder die nasies nie. Mense gaan nie meer na jou kyk en sê, jy is veronderstel om aan die Here te behoort, kyk hoe lyk jou lewe, kyk hoe die mekaar, kyk hoe sleg gaan dit met jou. Dis nie God se plan vir jou. God se plan vir jou lewe is om jou te seën. Maar dit mag nodig wees vir die Here om sy hand van beskerming terug te trek en die onheil oor jou lewe te laat kom, sodat hy jou aandag kan kry. Lees ons hierdie gedeelte, dan sien ons baie duidelik,
Dis 'n sentrale boodskap wat ek glo die Here wil vandag vir elkeen van ons ook kom sê. Daar's 3 dinge wat jy moet weet. Dit is nie te laat om jou saak met God reg te maak nie. Ons kry dit pragtig hierso in vers 12 van hoofstuk 2. Maar selfs nou nog. Hoor jy God se hart vir jou? Jy sien, ek gee nie om wat in jou lewe aan die gang is, hoe desperaat en wanhoopig jy voel nie. God se woord kom sê, maar selfs nou nog. Dis nog 'n kans wat jy het om dinge reg te maak in jou lewe. En die Here kom in vers 13, hy sê, skeer jou hart en nie jou klere nie, en bekeer jou tot die Here, julle God. Die laaste ding wat jy moet doen wanneer dinge in jou lewe te mekaar is om meer godsdienstig te raak. As jy dink, as ek nou meer bid, gaan dinge regkom. Ek moet meer Bybel lees, want dit gaan dinge laat regkom. Ek moet kerk toe gaan, want dit moet dinge laat regkom. Jy moet bid, jy moet Bybel lees, jy moet kerk toe kom. Maar dis nie wat die Here soek nie. Die Here soek 'n bekering, met ander woorde, 'n omdraai in jou lewe. Hy sê, ek soek nie dat jy jou klere skeur van berou, tipiese Ou Testamentiese manier om vir die Here te kom sê, ek is jammer. Ek soek nie dat jy daar in die tempel gaan met as op jou kop om vir my te sê, Here, ek is jammer oor al die dinge wat in my lewe verkeerd is. God soek nie jou uiterlike godsdienstigheid. God soek dat hier in jou hart verander. Hier moet die verandering plaasvind, want uit 'n hart wat vernuwe is, vind al die ander dinge dan hulle regte plek. Solank jy bid omdat jy voel, jy gaan God se arm draai as jy meer bid. Bybel lees, want nou gaan die Here dinge anders maak, en kerk toe kom, want nou gaan die Here anders maak. Mis jy nog steeds die punt? Die punt is, God sê, bekeer jou. En bekeer beteken dood eenvoudig, daar is 180 grade draai in my lewe. Dit wys in my lewe, maar dit begin in 'n hart wat verander. As ons die Bybel lees, dis asof hierdie woord bekeer so prominent is dat ons dit nie kan mis as God se hart vir 'n mens. Esegiel kom net om een voorbeeld te noem. Ek dink feitelik elke Ou Testamentiese profeet preek 'n boodskap van bekering. Esegiel kom en hy kom sê dit so mooi in Esegiel 33 vers 11. Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? Maak ons die Nuwe Testament oop. Johannes die Doper is die eerste profeet. Ons lees in Matteus 2. Die eerste ding wat hy sê, bekeer julle. Wat op God se hart vir sy volk is wanneer Johannes die Doper op die toneel verskyn is, bekeer julle. Wanneer Jesus begin preek, dieselfde boodskap, bekeer julle. Hy sê daar is blydskap in die hemel oor een sondaar wat hom tot God bekeer. Op die dag van Pinkster staan Petrus op. Mense vra van, wat moet ons doen? Die eerste ding wat hy vir hulle sê is, bekeer julle. Lees ons byvoorbeeld in Romeine 2 waar Paulus kom praat met die Romeine, hy sê, verag jy die rykdom van God se goeie tierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goeie tierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Kom ons by Openbaring, skryf die Here Jesus deur Johannes briewe vir sy kerk 7 gemeentes. En vir heel eers in Efese kom en hy sê so duidelik, bekeer julle. Ek dink ons kry baie duidelik die boodskap wat die Here vir ons gee, dis God se plan vir 'n mens, dat jy hierdie 180 grade draai in jou lewe maak, weg van die sonde, weg van die verkeerde, weg van die hopeloosheid en die wanhoop, en na hom toe kom en sê, Here, daar's een ding wat vir my nou belangrik is, ek soek dat my hart met God reg sal wees. As 'n tweede ding wat jy moet verstaan, is die eerste een is dis nie te laat om jou saak met God reg te maak nie.
Die tweede een is, dis nie te laat om God se goedheid in jou lewe te beleef nie, as 'n werklikheid te beleef nie. Ons lees hierso byvoorbeeld in vers 13 en 14 van Joël 2, dat die profeet gesê, skeer julle hart, nie julle kleer nie, bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goeie tierenheid, en een wat berou het oor die onheil. God is genadig, God is barmhartig. Aan die woorde, God gee om vir 'n mens. Ek dink baie Christene het waarskynlik nog nooit regtig beleef dat God vir hulle omgee. Ons word groot met hierdie idee van God stel die eis, en as jy nie voldoen aan sy vereistes nie, dan verdoem hy jou. En ons snap nie dat God 'n goeie God is. 'n God van genade, met ander woorde, hy bewys sy goedheid aan ons, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy die goeie God is wat vir ons omgee. Hy is barmhartig. En kom ons by Jesus, wat God in die vlees is, so duidelik in sy hele lewe, dat hy hom ontferm oor mense. Ek het jare gelede het ek vir die ou destydse staatswelsyn gewerk in Johannesburg. En daar kry 'n mens te doen met die lelike van die lewe, dalk in sy ekstreme forme. Eendag was ek op pad huis toe en ek het in 'n parkeergarage naby parkeer. Ek was moeg en uitgeput gewees. En soos wat ek die trappe opstap, het iemand teen die muur geskrywe. En ek lees dit daardie dag en dit beteken vir my so baie. En ek onthou dit nou nog na dekades. Jesus cares. Ek onthou daardie dag het dit vir my so getref, en dit was so 'n rustigheid van die Here weer oor my gekom het, en ek weet, Jesus gee om vir mense, maak nie saak wat in hulle lewe aangaan. Maak nie saak wat die sonde gedoen het, hoe hulle gebrandmerk is deur die sonde, seer gemaak is deur die sonde van ander mense en die dinge wat hulle self doen. Jesus cares. En so wil die Here in jou lewe, dat dit vir jou 'n werklikheid sal wees, dat Jesus Christus nie net vir die wêreld omgee nie net vir al die heidene wat verlore is nie, dat Jesus werklik vir jou omgee, in jou lewe, in jou situasie, en in jou lewe wil hy kom en genadig wees en barmhartig. Nou lees ons in Joël 2 vers 13, lankmoedig, geduldig. As ons net God se hart kan snap en besef, maar God se God van geduld, groot geduld. Met my, met jou, met die mense om jou. God's geduldig, hy probeer deurdring tot ons, hy probeer dat ons kan snap, ek gee vir jou om. Ons lees, hy's groot van goeie tierenheid. Goeie tierenheid is hierdie groot woord in Hebreëus, en as ons hom wil vertaal, dan moet ek dit in 'n hele paragraaf doen, maar kortliks, dit beteken, God kom verbind hom aan sekere mense, aan sy volk. God kom en kom sê vir hulle, ek is jou God, jy is myne, jy behoort aan my, ek aanvaar verantwoordelikheid vir jou welsyn van nou af, jy is myne, ek's jou Here, jy moet my eer, maar weet jy wat, ek kies om jou lief te hê. Ek kom lê my hand op jou lewe, jy is myne. En dis wat die Here vir hierdie volk kom sê, ja, hulle het die sprinkaanplaag beleef van wie hulle sonde. En nou kom die Here en hy sê, ek wil hê jy moet weet, dis nog nie te laat om my goedheid in jou lewe te beleef nie. En die Here wil vir jou dieselfde kom sê, dis nie te laat om te kom snap wie ek werklik is nie. Ons kry daar so in vers 14, wie weet, sê Joël, of die Here hom nie weer sal berou nie, of die Here nie van plan sal verander nie, en sy genade kom wys. Julle wat getref is deur die onheil, wie weet? By Joël is daar nog hierdie element van onsekerheid. Hy weet wie God is, hy kan praat van God se hart, maar gaan die Here dit regtig aan ons bewys? Wie weet?
kyk, ek en jy kan weet, wat ons ken die res van die Bybelstorie, ons ken Golgotha, ons weet dat God sy seun gestuur het om aan 'n kruis te kom sterf, om eens en vir altyd vir ons te kom wys, dis hoeveel ek vir jou lief is. Ons weet dat Jesaja kom profeteer het, honderde jare voor Christus aan die kruis gehang het, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Daar's nie enige twyfel by ons dat God vir ons lief is. Die kruis het dit kom bevestig eens en vir altyd. As jy ooit wonder, het die Here regtig vir my lief, dink aan Golgotha, sien Jesus aan die kruis vir 'n oomblik, en dan sê, ja, ek weet Jesus gee vir my om. En daarom kan ek sy goedheid in my lewe beleef. Ek en jy weet, God se plan is nie die ellende. God se plan is sy seën en sy oorvloed op my lewe. Dit is nie te laat om dit te beleef nie. As 'n derde ding wat ons moet weet, dis nog nie te laat om nou die regte ding te doen nie. As jy hierdie woord kom tot Joelse mense, en dit kom vanoggend tot ons. Dis 'n baie direkte woord wat die Here kom praat. In Joel 2, daar begin Joel met sy profetiese woord, daar sê, blaas die bassein op Sion, blaas die alarm op my heilige berg. Kan jy jou voorstel, skielik blaas hierdie bassein, mense hoor, nou weet hulle, God wil nou iets vir ons sê, kom ons gaan hoor wat die Here vir ons sê. Joel profeteer dat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die Here kom, want hy's naby. Dit is 'n dag van oordeel wat gaan aanbreek oor die volk van die Here. Bietjie verder, vers 11, lees ons, ja, magtig die uitvoerder van sy woord, want die dag van die Here is groot en uitermate vreeslik, en wie kan dit verdra? Wanneer Joel kom, dan kom, en hy maak dit baie duidelik, kyk, die sprinkane is niks in vergelyking met die oordeel van God wat op julle sal rus as julle heel nie bekeer nie. Dieselfde boodskap kom na ons. As jy jou losmaak van God se goedheid, dan stap jy vrywillig die oordeel binne en dis jou keuse. En dis nie God se wil dat 'n mens verlore gaan nie, jy kies dit. Jy kies dit deur jou rug te draai op die Here. Dis nie God se plan vir 'n mens nie. Die Here kom in vers 25, hy sê, ek sê julle vergoed die jare wat die treksprinkaan, die voetganger, die kalfvreter en die afknyper verslind het, al daardie sprinkane. My groot leermag wat ek teen julle gestuur het, dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees in die naam van die Here julle God prys, wat wonderbaar met julle gehandel het. Dis wat God in jou lewe wil doen, om wonderbaar met jou te handel. En julle sal weet dat ek in julle midde, in die midde van Israel is. En ek die Here julle God is en niemand anders nie, my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie, en ek sal my gees uitgiet op my volk. En dit begin by, wanneer jy jou draai maak terug na God toe, en vir die Here kom sê, Here, ek is jammer oor my lewe, ek is jammer oor my hart wat weg is van U, ek is jammer, Here, ek kom terug na U, en ek gee my hart vir U, nie net my uiterlike dade nie, Here, ek gee my hart vir U, my hele lewe, my wese, wie ek is, wat ek ooit kan wees, wat ek dink, wat ek voel, alles, Here, ek gee dit vir U, vat my hart, Here, maak daarmee wat U wil. Want hierdie mens gaan God dien, hierdie mens gaan God eer, Here, hier is ek, en dit is vir my 'n saak van erns, ek gaan doen wat reg is. Jy sien, wanneer God se woord tot ons kom, dan is dit nie net om ligtelik godsdienstig te wees. Wanneer God se woord so tot ons kom, dan het dit hierdie implikasie van my hele lewe verander, want ek draai terug na God toe. En die vraag vir elkeen in ons lewens is, het ons daardie draai gemaak, of het ek dalk nodig om weer daardie draai te maak terug na God toe? Anders is ek verlore. Kort voor Jesus se kruisiging is hy besig om Jerusalem binne te vaar op die rug van 'n donkie. En
Mense is gaande oor hom. Hulle roep uit Hosanna. Hosanna beteken, Here, red ons, Here, red ons. Dan gooi palmtakke hulle klere op die grond, sodat hy daaroor kan loop om te sê, Here, U is welkom in ons stad, U is welkom in ons lewe. En dit klink so mooi. Ons lees daar vers 37 van Lukas 19. Ons begin by vers 36. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle klere oop op die pad, en toe hy naby die afdrand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys, en met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het, terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. Vers 41, en toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween. Wanneer Jesus Jerusalem sien, dan huil hy oor die stad. En gesê, as jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. As jy tog maar geweet het, praat hy met Jerusalem, hierdie dag van jou, met ander woorde, jou spesifieke dag. Jesus huil dan vers 44, die laaste gedeelte sê hy, omdat jy die gunstige tyd, toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Vir Jerusalem het daar 'n gunstige tyd aangebreek, Jerusalem se dag, en hulle het dit gemis. En so 'n mens se lewe kom daar hierdie dag van jou. Daardie dag wat jy weet, nou praat God met my persoonlik. Dis my dag wat die Here met my praat. Dis die gunstige tyd toe God my besoek het. En so 'n mens se lewe, daar gaan 'n dag van die Here aanbreek. Dag van die Here eenvoudig, die dag wanneer God ingryp in die geskiedenis van die mensdom. Dit kan op klein skaal wees deur 'n plaag sprinkane te stuur. Dit kan op groot skaal wees deur 'n nasionale ramp. Dit kan iets wees wat in my lewe gebeur, en dis die dag van die Here, die dag wat die Here my aandag probeer kry, maar daar gaan 'n dag aanbreek, die dag van die Here, die dag van die finale oordeel, wanneer elke mens voor God moet rekenskap gee. Wat het ek gedoen met Jesus Christus, my verlosser? En vir baie mense sal dit wees, ek het my klere uitgestrooi voor hom en gesê, Hosanna, kom Here. Maar my hart was weg van God af. Ek het hom nie geken, hom nie gedien. Ek het die gunstige tyd gemis. Daar's 'n dringendheid in my hart vanmôre om vir jou te vra en vir jou die kans te gee om te antwoord. Wat maak jy met die appel wat Jesus Christus maak op jou lewe? Het is nie te laat om die regte ding te doen. En die regte ding is om vir die Here te sê, Here, hier is ek. Ek is jammer oor my sonde. Ek is jammer, Here, ek is nie wie U wil hê ek moet wees. Ek is jammer, my hart is weg van U af. Maar Here, ek maak hierdie draai terug na U toe vandag. En ek sê, Here, vat my hart. Vergewe my sonde. Om 'n tyd in jou lewe kom wat jy by Jesus Christus in die kruis kom stil staan en sê, Here, ek bely my sonde. Ek weet U het vir my sonde gesterf. Ek vra, Here, kom neem my sonde weg. Ek glo dat U vir my gesterf het. Here, maak my skoon voor U. Plaas die Gees in my. Help vir my, Here, want hierdie mens wil vir God kom dien. Ek weet nie hoeveel kansse in 'n mens se lewe jy kry nie. Jy het net een nodig. Jy het net een nodig. Jare gelede in 'n sekere deel van Noord-Engeland het die mense hulle karige inkomste aangevul deur voëleiers bymekaar te maak. En so gaan 'n man uit en hy sien deur teen 'n kraans op is daar 'n nes en dit lyk asof daar baie eiers in kan wees. Die enigste manier wat hy gehad het om daardie nes te bereik is hy moes met 'n tou van bo af klim
tot reg oor die nes, en daar's 'n lysie waarop die nesie is. En hy maak so, hy klim af, hy's reg oor die nesie, en nou moet hy homself swaai, sodat hy genoeg momentum het om sy voete te kan plaas op die lysie. En hy begin homself weg, en hy begin homself swaai, totdat hy reg is, en wanneer hy voel hy genoeg beheer gaan hê oor sy liggaam, plaas hy sy voete stewig op die lysie, as daar die split sekonde wat hy sy ewewig moet herwin, en toe besef hy, maar ek het die tou gelos. Die enigste manier hoe hy bo kon kom was die tou, en hy het dit gelos. En toe oor sy skouer loer, toe besef hy, die tou gaan nog een keer terugswaai, naby genoeg, sodat ek dit kan gryp. As 'n tyd wat hy die eiers moet los, en die tou vasgryp. Een kans. En hy het dit gegryp, en het geleef om dit te vertel. Daar kom 'n tyd in 'n mens se lewe wat die Here die tou van genade na jou toe swaai. Ek kan nie vir jou sê, jy gaan nog 'n keer die kans hê om te gryp nie, wat ek vir jou wel kan sê, dit is nie te laat nou, om te gryp en te sê, Here, ek gryp die genade vas in my lewe, dit is nou die kans wat U met my praat, en Here, ek antwoord, hier is ek, Here. Kom ons bid saam. Here, so ken U elkeen van ons wat hier sit, U weet spesifiek met wie U praat. En so moet ons kom antwoord, Here, en dit is eintlik baie eenvoudig, dis ja of nee. As ek vir U sê, Here, ek wil eers dink hieroor, is dit nie belangrik genoeg nie. As ek sê later, Here, is dit nie belangrik genoeg nie. As ek sê, Here, ek moet nog eers regtig besin oor al hierdie goeders, is dit nie belangrik genoeg nie. Dis so eenvoudig, Here. U woord kom, soos die woord vir ons leer, kyk, nou is die dag van welbehae, nou is die dag van heil. Dis hierdie dag van jou, en dis my dag, wie se dag? U weet, Here. Dis die gunstige tyd toe God ons besoek. Dis die dag van die Here, die dag van genade. Maar Here, daar gaan 'n dag aanbreek waar die genade verby is en die dag van oordeel gaan wees. En wat met my gaan gebeur in daai dag sal afhang van hierdie dag. Van wat het ek met die genade en die liefde en die goedheid en die geduld en die troue liefde van God gemaak, toe ek die kans gehad het. So Here, U weet met wie U praat, en is nou ons kans om te kom antwoord. So ek kom my gebed onderbreek vir 'n oomblik en vir jou daardie kans gee om vir die Here te kom antwoord. Net waar jy is, dis tussen jou en die Here. Is ja of nee, jy moet met die Here praat. So kom ons kom sê vir die Here wat jou antwoord. En Here, dis nie vir ons nodig om te lank te dink. Dis ja of nee, Here Jesus, ek kom na jou as 'n sondaar. Ek weet, Here, my lewe is nie reg nie. Ek kom draai terug na U en ek sê, Here, vergewe my. Ek kom bekeer my vanmôre. Here, miskien moet ek sê, ek verstaan nie al hierdie goed nie, maar dis nie wat belangrik is hoeveel ek verstaan nie. Ek verstaan dit, Here, dat U vir my sê, ek is die goeie God wat vir jou omgee, ek wil jou red, my seun het vir jou gesterf, jy moet die keuse maak, ja of nee, en ek maak die keuse, ja Jesus. So as jy dit vir die Here sê, sê dit nou vir hom, en laat God toe om in jou lewe te werk. En Here Jesus, dankie dat ek haar die geleentheid vanmôre kon gee. Dit is soos die genade tou wat wegswaai en een keer nog binne my bereik is, om te gryp. Dankie vir U redding. Dankie vir die werk wat U nou doen in mense se lewens. Dankie Here dat die hemel in 'n gejuig uitroep. Maar wie weet hoeveel sondaars? 1, 2, 3, hoeveel, Here, hulle nou terugdraai tot God. Amen. Ek maak nou my hart oop, dat U daarin kan voel. Vergewe my sondes,
en maak alles skoon. Ek wil graag u kind wees en rein voor u staan, opnuut weergebore. Ek neem Jesus nou aan. Vervul nou my wese, die dors by my. Ek weet dat u luister, u spreek my nou vry. Vernuwe my denke, verander my gees, en leer my nou lewe, om soos Jesus te wees. Neem nou my lewe as 'n offer aan u. Heilig dit Here, aanneemlik vir u. Als wat ek is hier, kom ek vir u gee. Wees u nou koning, wat in my regeer.